Goeiedag, liewe vriende. Baie welkom by ons sitkamergesprek van vandag. Ek wil graag vandag 'n bietjie gesels oor 'n tema wat baie naby aan die been sny. En waarskynlik binne die Christelike geloof, binne die hele proses van disippelskap, een van die heel moeilikste goed is waarmee ons as gelowiges kan deel. Wonder dalk waarvan ek nou praat, nê? Maar dis eintlik baie eenvoudig. Dis vergifnis. Ek wil 'n bietjie gesels oor vergifnis. En ek doen dit juis vandag hier in hierdie sitkamergesprek met die oog op Sondag se Vadersdag boodskap ook. Die teks wat ek gebruik is Genesis 50 en ek lees vanaf vers 15. 'n Mens sou gedink het, as 'n ou hierdie gedeelte lees, dat die probleem tussen Josef en sy broers reeds lankal opgelos is en agter die rug is. Maar ons sien in hierdie verhaal dat partykeer dit baie moeilik is om verby die kwaad wat ons gedoen het in die verlede, die seer wat ons ander aangedoen het, daarby verby te kom. En iets daarvan is hier waar. En Josef se reaksie daarop is vir my ongelooflik. So kom ons lees die teks en dan praat ons 'n bietjie daaroor. Na hulle pa, dit is Jakob se dood, het Josef se broers gevra: "En as Josef nog steeds 'n grief teen ons het en ons nou gaan terugbetaal vir al die kwaad wat ons hom aangedoen het?" Daarom het hulle 'n boodskap na hom toe gestuur: "Voor sy dood het u vader beveel: Julle moet vir Josef vra om tog die groot misdaad teen hom, die onreg wat julle hom aangedoen het, te vergewe. Vergeef ons tog nou die misdaad. Ons dien ook die God van u vader." Josef het gehuil oor wat hulle hom laat weet het. Daarna het die broers na Josef toe gegaan en voor hom op hulle knieë geval en gesê: "Hier is ons voor u. Ons is u slawe." Maar Josef het hulle geantwoord: "Moenie bang wees nie. Ek is nie God nie. Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen. Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in die lewe gebly het. Moenie bang wees nie. Ek sal sorg dat julle en julle kinders kos het." Josef het hulle jammer gekry en hulle gerusgestel. Ja, vriende, wat 'n ongelooflike teksgedeelte is dit nie, nê? Kom ons praat net vir 'n oomblik hoe ongelooflik moeilik dit is om te vergewe. Die oomblik wanneer iemand jou te nakom, jou seermaak, dan gebeur daar iets binne in jou wat nommer 1 die vertrouensverhouding tussen jou en die persoon wat dit aan jou gedoen het, wat baie dikwels iemand is wat naby aan jou is, totaal en al verbreek. Skielik vertrou julle mekaar nie meer nie. En partykeer is die seer en die pyn so groot dat daar skeiding selfs kom.
tussen die twee persone. Dan is dit moeilik om te vergewe. Daar is die groeiende begeerte om wraak partykeer te neem, 'n stuk bitterheid wat in jou groei. Die seer en die pyn is net te groot. En partykeer is ons lief daarvoor om hierdie seer en hierdie pyn maar so bietjie te koester. Hier naby aan ons te hou, te voel ons moet op 'n manier nie vergewe nie. Want solank ons nie vergewe nie, is ons besig om nie die kwaad goed te praat nie. Hou ons as ware die heeltyd dit voor dat die kwaad wat aan ons gedoen is verkeerd was. Natuurlik mag dit so wees. Maar as gelowiges word ons opgeroep tot vergifnis. Tot 'n proses waarin ons met mekaar 'n pad loop en vir mekaar ruimte maak en vir mekaar ook die oortredinge wat ons teenoor mekaar en ander doen, kan vergewe. Die ruimte van disipel wees, waar binne ons disipel is, die koninkryk waar binne ons disipel is van God, maak dit eintlik vanselfsprekend. Maar dit daar gelaat, kom ons kyk 'n bietjie na Josef se verhaal. Genesis 50 vers 15 tot 21 sit ons eintlik hier met 'n redelike groot dilemma soos wat ek in die begin gesê het. Josef se broers is in panic mode. Hulle pa is dood en solank hulle pa gelewe het hulle die vrede as ware tussen hulle en Josef probeer behou. Het hulle geglo sal Josef hulle geen kwaad doen nie, want dan sou Josef hulle pa seermaak en Josef wou dit nie doen nie. Maar nou dat hulle pa oorlede is, nou liewe broers, bewe hulle figuurlik in hulle sokkies. En daarom stuur hulle 'n boodskap. Hulle gaan nie self nie, hulle stuur 'n boodskap aan Josef. Hulle pleit by Josef as ware, vergewe ons. En hulle noem die kwaad wat hulle gedoen het. En dis vir my interessant as ek na die Hebreëse terme gaan kyk, dan gaan dit oor 'n bewuste rebellie wat hulle gevoer het teen Josef. Dat hulle erken hulle het 'n oortreding begaan. Daar was 'n stuk jaloesie binne in hulle. En hulle vra dan nou vir Josef, vergewe ons hierdie bewuste rebellie, hierdie beplande ding wat ons teen jou wou doen. Hierdie vooropgestelde idee dat ons van jou wou ontslaa. Wat die broers gedoen het, wil die teks vir ons sê, was werklik boos en het enorme skade veroorsaak. Dink net 'n bietjie aan die skade wat aan arme Jakob gedoen is. Wat gedink het, sy seun Josef, vir wie hy baie lief was, is dood. Dood vir ewig. Dink net aan die ongelooflike skok toe hulle mekaar weer ontmoet na jare. En die broers ewe skielik besef, hulle leuen het op die lappe gekom. Die tipe etenstafel gesprekke wat daar sou plaasgevind het waarskynlik nie altyd so lekker afgeloop nie, vermoed ek. Maar wanneer hulle hierdie boodskapper na Josef toe stuur, omdat hulle self te bang is om te gaan, en Josef die boodskap hoor, huil hy.
En dis insiggewend. Daar's 7 keer wat Josef huil en dit elke keer te doen met hom en sy broers, Hy huil. En die rede waarom hy huil, vriende, is dat hy nie kan glo dat na al die jare, na al die tyd wat hulle in Egipte was en hy vir hulle gesorg het en hulle beskerm het, dat sy broers hom nog steeds nie vertrou dat hy hulle onvoorwaardelik liefhet. Dat Josef in 'n sin by 'n punt lankal al verby is, waar bygones was. En dikwels lê die probleem veel dieper, sien ons in hierdie gedeelte. Dis partykeer moeilik vir die oortreder, die een wat verkeerd opgetree het, om uiteindelik vergifnis te aanvaar, hulle eie te maak. Dis asof hulle by 'n punt is om te sê, ek kan nie glo, jy kan my vergewe vir dit wat ek aan jou gedoen het nie. In 'n sekere sin is dit 'n besef van dit wat ek gedoen het, is verskriklik sleg wat ek aan jou gedoen het. En nou kom jy met vergifnis. Ek kan nie glo dat jy dit sal doen nie. Dis te groot vir my begrip. En dan sien ons dat Josef uiteindelik vir hulle verduidelik wat sy verstaan van dinge is. Hoe hy die hele situasie sien. En wat belangrik is hier is, die eerste ding wat hulle doen is hulle by Josef kom, hulle kniel voor hom en sê hulle sal slawe wees, hulle wil boete doen vir dit wat hulle gedoen het, wat seker op 'n manier prysenswaardig is, maar dit skep so half die beeld dat hulle eintlik vir Josef ophef en sê, maar jy is amper soos 'n God in ons oë. Al die mag is in jou hande. Wat ook al jy besluit om met ons te doen, dit kan jy maar doen. Maar Josef verstaan goed anders. En hy vra hulle 'n vraag. Is ek in die plek van God? Bedoelende, is ek God? Het ek die magte van God? Het ek die bevoegdhede van God? Want as ek het, dan kan ek wraak neem op julle. En Josef sê vir hulle in geen onduidelike terme nie. Ek is nie God nie. Ek sal dit nie durf om myself in die plek van God te stel. Uiteindelik. Sien vriende, as ons kyk na Bybelse vergifnis, moet ons vir mekaar baie duidelik sê in die eerste plek dat vergifnis nie beteken dat die sonde of die kwaad wat my aangedoen is onbenullig is nie. Of die onreg wat my aangedoen is, maak nie saak nie. Nie waar nie. Want sien, God haat sonde. Ons lees dit in die Bybel. God kan dit nie verduur dat daar onreg is nie. Daarom stuur hy Jesus Christus na hierdie wêreld toe om in ons plek die sonde van hierdie wêreld weg te neem, die onreg wat ons aan mekaar en aan God gedoen het, reg te stel. Vir God is sonde nie onbenullig nie. Is die onreg in hierdie wêreld 'n ernstige saak.
al lyk dit op die oog af nie altyd so nie. Maar ons kan onthou wat God in Christus gedoen het. Dit help ons om so 'n bietjie perspektief te bou. Ons sien hoe Josef sê, ek wil nie God speel nie. Die finale oordeel wil ek aan God oorlaat. En ek sal tevrede wees met wat ook al God besluit. As God in sy genadige goedhartigheid, soos wat ek hom ken, besluit om te vergewe, dan het ek vrede daarmee. Sien, die oomblik as Josef kom en hy sê, ek laat alles aan God oor, maak dit hom vry. Dit maak hom vry om hierdie broers van hom onvoorwaardelik lief te hê. En ook enige iemand anders. Daar is nie 'n stuk bitterheid wat tussen hom en hulle staan nie. Daar's nie 'n stuk wrok wat tussen hulle staan nie. Hulle kan mekaar lief hê met onbegrensdheid. Daar is nie lang gesigte. Die kwaad, liewe vriende, word nie onder die mat ingevee nie. Dis nie wat hier gebeur nie. Josef sê, julle het kwaad teen my bedink. Julle het kwaad teen my bedink. So kom ons wees nou maar eerlik met mekaar. Dit wat julle gedoen het, was kwaad. Dit was sonde, dit was sleg. Dit het 'n groot nadeel gehad. Menslik gesproke. Maar God het dit ten goeie beplan, sê hy. Dat my dink aan Romeine 8 wat sê, God laat alles ten goeie meewerk vir die wat hy uitgekies het, die wat in Jesus Christus is. Maar die woordjie wat hy gebruik vir beplan, hy gebruik 'n woordjie beplan, ten goeie beplan. Daai woordjie in die Hebreëus beteken ook verweef. Dis vir my 'n treffende beeld. God kom en so tussen al die goeie dinge deur, weef hy uiteindelik sy groter plan. Daarmee sê nie ek is tevrede met die kwaad nie, maar ek gebruik die kwaad om uiteindelik ook my doel te bereik in hierdie wêreld. En met hierdie wêreld. Dis soos 'n tapisserie wat jy van die agterkant af kyk, maar jy kan nie die prentjie sien nie. Daar is los draadjies en allerlei goed, maar as jy aan die voorkant kyk, dan vorm dit 'n pragtige prentjie. So verweef God ook in die tapisserie van die lewe ook ons kwaad en lelike dinge wat ons doen. God verweef die kwaad wat ons doen in sy groter plan. Julle het dit reg gehoor. God in sy grootheid verweef selfs ons booshede uiteindelik in sy verlossingsplan. Kyk net wat het gebeur met Jesus. Al die booshede wat daar plaasgevind het, sodat hy uiteindelik aan die kruis gesterf het vir ons. Hier in die verhaal van Josef het dit alles oor Israel gegaan. Om seker te maak dat die volk van God gered word van hongersnood en dat hulle gereed is, dat hulle uiteindelik die beloofde land heen kan gaan. Wat Josef dan met sy broers doen is eintlik amazing, vriende. Daar staan letterlik, hy het hulle getroos, hy het hulle bemoedig, dan die woord wat vir my uitstaan, herstel.
nie net sommer gesê ek vergewe julle nie, maar hy het hulle herstel. Bedoelende, hy het hierdie verhouding herstel. Hy het hom gereset, van vooraf begin, asof die kwaad van die verlede nooit gebeur het nie. Dis presies wat Christus vir ons aan die kruis gedoen het. Die kruis was God se reset van al die kwaad wat ons gedoen het, maar ook die kwaad van die toekoms. 'n Bekende skrywer vir wie ek baie lief is, Eugene Peterson, sê oor vergifnis dat vergifnis is 'n leefwyse. En ek dink is baie belangrik om dit te hoor. Dis 'n leefwyse. Dis nie net 'n eenmalige besluit nie. Ek sit hier saam met jou, ons gesels oor die goed en ek sê ek vergewe jou en ek gaan aan met my lewe nie. Ek vergewe jou vandag. Maar ek vergewe jou weer 'n keer môre. En ek vergewe jou elke liewe keer as die pyn van wat jy my aangedoen het, weer terugkeer na my. Vergifnis is 'n keuse. Ek kan dit nie genoeg onderstreep nie. Ek moet besluit. Ek moet besluit. Vriende, vergifnis verander nie die verlede nie. Verander nie wat gebeur het en wat aan ons gedoen is nie. Maar dit verhoed dat die verlede my en jou toekoms kom steel. Want dis wat onvergifnis doen. Bring bitterheid en wrok en dit steel ons geluk en dit steel 'n rooskleurige goeie toekoms. 'n Toekoms wat God vir my en jou beplan het. Josef se verhaal leer ons God is groter as ons seer kry. Is groter as ons pyn. En omdat dit waar is, vriende, is dit moontlik om te kan vergewe. Ek kan my pyn vir God kom gee. Ek kan vir God vra om my pyn weg te neem, my te help om te vergewe, soos wat hy vergewe. En dan moet ek besef, is 'n proses. Dis vergewe vandag, soos Eugene Peterson sê, dis om môreoggend op te staan en weer te vergewe, en elke liewe keer daarna as die pyn weer terugkom. Maar heeltyd met die besef, God is groter as ons seer kry. God is groter as ons pyn. Ek hoop dit help ons om as disippels van die Here Jesus makliker te vergewe. Nie dat dit ooit maklik sal wees nie, maar dat ons 'n bietjie tools het waarmee ons kan werk om uiteindelik te kan vergewe. Dankie dat julle geluister het. As julle hiervan gehou het, dit vir julle iets beteken het, julle welkom om in die comments jou ervaring met my te deel. Ek sal dit graag hoor. Ek sal graag ook op jou vrae wil reageer. Kom ons bid saam. Here, baie dankie. U na hierdie wêreld toe gekom het om al ons onreg, al ons sonde teenoor u en teenoor mekaar te kom vergewe, weg te neem. Dat u ons onvoorwaardelik liefhet, dat daar niks meer tussen ons is nie. Dat u geen wrok of bitterheid teen ons hou nie. Mag ons ook, Here,
mekaar op dieselfde manier vergewe. Mag ons die voorbeeld van 'n Josef volg en sy broers herstel, die verhouding herstel, soos hy met sy broers gedoen het, wat gebroke is, asof die verlede nie gebeur het nie. Natuurlik het dit gebeur, en natuurlik kan ons nie daarvan vergeet nie, maar ons kan kies om vandag te vergewe, môre te vergewe, en elke keer as die pyn weer na vore kom. Help ons deur u Gees, Here. Amen.